Môre, dis maandag die 22ste September. Gister het ons gesien hoe die vyand se grootste wapen perspektief is. As hy kan verander hoe jy kyk, kan hy verander hoe jy kies. Vandag stap ons verder, nie net om te hoor wat gebeur het nie, maar om te leer om weer deur God se oë te kyk. Want die Bybel is nie net 'n ou boek nie. Dit is 'n lens waardeur ons die waarheid sien. Nou in Genesis 3 vers 8 lees ons, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Die oomblik toe Adam en Eva ongehoorsaam was, het daar iets onmiddellik gebeur, 'n skeiding. Nie net skaamte oor hul naaktheid nie, maar 'n skeiding tussen hulle gees en God se gees. Dis wat die Bybel geestelike dood noem. In Efesiërs 2 vers 1 staan daar geskrywe: Julle was dood deur julle misdade en sondes. Dood beteken nie ophou bestaan nie. Dood beteken skeiding. Skeiding van God wat self die bron van lewe is. Adam het nog amper 1000 jaar lank fisies gelewe, maar geestelik was hy dadelik dood. Die gees van God het hom verlaat. En van daardie dag af, sê Romeine 5, is almal wat na hom gebore is, ook in sonde gebore. Geestelik dood, afgesny van die lewe. Maar hier is die goeie nuus. Jesus sê in Johannes 11 vers 25, Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die dood het in Eden begin, maar die lewe het in Golgotha begin. Nou ek wil jou vandag vra, leef jy net fisies of leef jy ook geestelik? Het jy net asem in jou longe of vloei God se gees ook deur jou binneste? Want sonder hom is ons dood, maar met hom is ons lewend gemaak. Kom ons bid saam. Vader, ek erken dat sonde skeiding gebring het, maar ek dank U dat U my nie daar gelos het nie. Here Jesus, dankie dat U die dood oorwin het, dat U my weer kan lewend maak. Heilige Gees, kom vul my, dat ek nie net asemhaal nie, maar dat ek ook U lewe in my dra. Herstel elke gebroke verhouding tussen my en U. Laat my nooit weer wegkruip nie, maar altyd nader kom in U teenwoordigheid. Ons bid en vra in Jesus naam. Amen. Nou kom ons verklaar vandag, ek is nie afgesny van God nie. Ek leef deur Christus se opstandingskrag. Ek het lewe, want hy is my lewe. En onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Adam en Eva het weggehardloop, maar jy kan vandag nader hardloop, want Jesus is die pad terug na die Vader. Ek bid dat jy 'n geseënde maandag sal hê, vol van Jesus se lewe en sy gees.